Goeiemôre almal. Baie welkom hier. Die gedeelte daar is die aanhaling van Moeder Teresa wat sê die vrug van stilte is gebed. So voor ons vanoggend saam begin, wil ek vra dat elkeen net vir 'n oomblik sal stil word. Al die gejaag en gedagtes bietjie eenkant toe skuif en net fokus op ons Skepper, Here God. Here Almagtige, dankie dat U teenwoordig is hier. Dankie dat ons hier is, want U het ons geroep. U het ons elkeen vanoggend wakker gemaak. Van ons was lanklaas hier, van ons is gereeld hier. Maar U het 'n plan met elkeen van ons vandag. Here seën elkeen wat hier sit vanoggend, om U liefdesnaam te wil. Amen. Kindertjies, waar is julle almal? Is hier kinders vanoggend? Besige sport en eksamens. Kom julle vorentoe. Jo, waar is almal hierdie naweek? Few and far between. Wat se ding is daai Lawrence? Stitch. Daar's 'n movie nou uit van Lilo en Stitch. Jy mag gekyk. Lilo en Stitch. Hallo julle. Nou ons moet eers vra, weet jy, enige van julle verjaar hierdie week? Niemand nie. Is die mense hier wat verjaar het hierdie week? Kom, geen hande nie. Ek sal hier vir die span vat. Ons sal daaroor dink, Hannes. Oom Pierre. Okay, ons moet vir Pierre ene kry. Sal jy nie vergeet nie, Pierre. Sal jy vir oom Pierre 'n sweetie vat? Kyk, daar agter. Sien, daar sit 'n oom. Gaan gee vir hom 'n lekker sweetie. Pierre, koop jy dit lekker verjaar? Dit was nou al laas week gewees. En goeie gesondheid en 'n goeie lewensjaar vir jou. Sy ook. Okay, Johan, ons sal vir jou ook een stuur. Wie van julle hou daarvan as oupa en ouma kom kuier? Dis lekker, nie? Dan kry jy sweeties en jy kan by oupa en ouma sit en hulle vertel vir jou stories. En dan moet hulle weggaan aan die einde van 'n tydjie wat hulle gekuier het. Nou wie van julle speel nog Last Touch? Ken julle dit? Dan touch jy vir ouma en jy hardloop agter die kar aan. Ken jy dit? Nee, ken jy dit nie? Wie van julle onthou dit nog? Dis eintlik 'n soetsuur gevoel. Ken jy dit? Dan hardloop jy agter ouma aan en jy last touch haar. En daai touch onthou jy totdat sy weer kom kuier. En daai is altyd kosbare oomblikke. Wat sê jy? Wat ken jy nog ietsie? Daai se, okay. Nou, ons het hierdie week Hemelvaart gevier. En ek wil graag hê iemand moet vir my hierdie stukkie lees. Sien jy kans om dit vir my te lees? Kom staan hier by my, dan lees jy vir ons daai stukkie saam. Kom sommer vir jou lees. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei en by Bethania het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel geneem. En daar het Jesus ook, terwyl hy in die hemel opvaar boontoe, het hy ons ook 'n last touch gegee.
Hy het sy hande opgehef en hy is hemel toe. En daar sit hy vandag nog. En hy seën ons nog steeds almal hier op aarde. Hy is nie weg nie. Hy is nog steeds teenwoordig. Hy is nog steeds die koning van alle konings. Julle moet dit onthou, hoor. Kom ons sing 'n lekker liedjie saam. Oom Leon, wie gaan die moves doen? Gaan ons die moves doen? Staan op, en dan moet julle sommer almal opstaan, dat ons hierdie lekker musiekliedjie sing. Ken jy nie daai nie? Jy gaan hoor, hy sommer maklik. Wie van julle ken hierdie liedjie? Ek dink voor ons die bewegings doen, kom ons sing hom net gou eers. Jy moet mooi kyk op die bord. Nou gaan ek vir julle die bewegings wys. Julle moet nou reg staan, as julle lekker warm. Ja, daar is. Ons begin, ons gaan so maak. Maak gou vir my so, trap ons so. Julle moet daar opkom boontoe, kom staan vir hierbo. Staan hierbo. Jy moet lekker spasie hier rondom. As jy so trap geso. So wat ons gaan doen is, ons gaan jy begin met jou regte voet. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Nee, jy ry dan. Begin met jou regte voet, né? Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. En nou kom jy move. Ek gaan ons maar gou vir julle so wys. Ons trap so. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. So op die staan, tree jy vorentoe. Weet jy nog? Kyk, ons doen dit weer. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. As hulle het hom. Dan die tweede vers, daai wyskop is die tweede vers. Dan sê almal wat die Here liefhet, klap julle hande saam. Jy gaan nog steeds so maak, okay? Dus almal wat die Here liefhet, klap julle hande saam. Almal wat die Here liefhet, klap julle hande saam. Op die saam, dan klap ons so. As jy dit kan doen. Is jy reg? Kom ons doen dit. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. 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 Almal wat die Here liefhet, klap jou hande. Almal wat die Here liefhet, klap jou hande saam. 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 Het julle lekker? Ons sien daai eerste versie. Hulle was nog so 'n bietjie styf. Ja, Kom ons daai eerste net nog. kom ons vat hom weer 'n keer. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. 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 Julle lekker genoeg. Wil julle na julle klassies toe gaan of wil julle eers nog 'n bietjie saam met ons sing? Julle klassies toe gaan. Of wil julle hier bly? Wie van julle wil hier bly? Dan sing ons nog 'n liedjie saam. Sing nog 'n liedjie saam. Kom ons sing nog 'n liedjie saam. Kom ons staan almal saam, dan loof ons die naam van die Here.
Ken jy nie daar nie? Julle gaan dan na julle klasse toe.
Efesiërs wil doen. Johannes 1:6 sê vir ons: As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, lieg ons. En leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself. En is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. En as ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Daar's elke week 'n uitdaging, ek wil sê van Sondag na Sondag, of van gebeurtenis in jou week na nog iets waarna jy terugkeer. En Jesus herinner ons in hierdie gedeelte dat ons in die lig moet leef. En ja, ons almal struikel en ons almal kyk en ons voel anderste oor goed, maar tog het sy bloed iedereen en elk van ons skoon gewas. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 17 van vers 17 tot 26. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons sluit ons oë. Here, dit is vir ons 'n voorreg om hier by mekaar te kan wees en saam 'n gedeelte uit u woord te mag lees. U woord wat lewend is, u woord wat nog altyd daar was en steeds altyd daar sal wees. Mag ons waarheid raak lees en dit nie net hoor nie, maar ook dit gaan uitleef. Breek die woord vir ons elkeen oop. Amen. Hier is Jesus se gebed aan sy Vader nadat hulle die laaste avondmaal geniet het. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan word. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid van wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek is in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ons dink altyd aan 'n gebed wat Jesus in Matteus 6 gedoen het, die Onse Vader. Dis die manier om te bid, die riglyn volgens wat elke gebed is. Maar hier na die laaste avondmaal het Jesus 'n diep gesprek met sy Vader. Nou,
Ons kyk terug na Donderdag en ons dink aan die hemelvaart. En nou wil ek die vraag vra, wie bid vir jou? Ons het reeds gesê dat God, Jesus terwyl hy opgevaar het, die seën uitgespreek het. En in die week het ons by die hemelvaartgeleentheid gepraat van wat 'n wonderlike gevoel in jou hart en in jou gemoed is. Die oomblik as jy hoor, iemand bid vir jou, op jou naam. En as hy iets bid wat werklik vir jou swaar op jou hart is dit asof daai persoon saam met jou die stukkie swaar kry deel en dit aan die Here aanbied en sê, Jesus, hier is dit. Hy sukkel met dit. Sy is bekommerd oor dit. In die heel eerste vers vra Jesus vir God en sê, heilig hulle. Nou ek het gaan soek om te dink, wat beteken dit om vir God te vra, heilig hulle? Want nie een van ons is werklik heilig nie. Nie een van ons sit op 'n troontjie en ander mense aanbid ons nie. Ons is hier elke dag besig met die wêreldse goed. Maar nou vra Jesus vir God, heilig hulle. Hy vra vir God, sonder hierdie besondere kind af, sodat hy kan leer wat is die waarheid, dat hy nie net gebonde kan wees aan wat in die wêreld gebeur nie, maar dat hierdie kind wat u volg, hierdie persoon wat u liefhet, 'n bietjie eenkant kan wees, bietjie uit hierdie wêreld uit kan gaan, daar waar hy heilige oomblikke saam met u kan geniet. En hoekom is daai oomblikke heilig? Want dit is deur die waarheid. Ek weet nie wie van julle al ooit tyd by die Here kon deurbring en vir hom gejok het nie. Ek dink dis daai een oomblik waar alles totaal en al gestroop is van onwaarhede, valshede, daar waar jy alles kan bloot lê voor die Here en met hom kan praat. Hy het jou klaar 'n bietjie onttrek uit die wêreld en gesê jy's bietjie meer spesiaal. Ek wil graag tyd met jou deurbring en as jy daai tyd saam met hom deurbring, is dit 'n tyd van waarheid. En waar leer ons van die waarheid? Die woord is die waarheid. Ek wou die gedeelte opsit, die woord is die waarheid. Johannes 1 begin met die woorde, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was God self. So as ons dink aan die woord, kan ons besef dat dit nog altyd daar was, dat dit nog altyd deel is van God, dat dit die woord is iets wat voortgekom het uit God. Iets wat hy vir ons wil leer en wil lei, en dit is die totale waarheid waaraan ons kan vashou. Jesus het gevra, heilig hulle, deur die waarheid, die tyd wat ons saam kan deurbring, deur die woord te lees, deur te lees wat God vir ons wil sê. Nou ons lewe elke dag in 'n wêreld wat nie so lekker hou van die waarheid nie. En Dion se waarheid en Neville se waarheid en Johan se waarheid is almal iets anders. Ek sê altyd, as mense met mekaar verskil, is daar 3 stories, dis my storie, jou storie en die waarheid. En as dit tot my nadeel is, hou ek nie eintlik veel van die waarheid nie. Maar God sê vir ons, jy moet vashou aan die waarheid. Want dis al waar jy sal vrede kry. Dis al waar jy sal voel dat ek jou kan aanraak. Nie die wêreldse vrede nie, of die wêreldse waarheid nie. Nou,
oor die eeue heen verander die wêreld se waarheid. Ek wil sê, in die tyd wat Jesus daar geleef het, was die waarheid die gebooie en was die waarheid die onderhouding van elke liewe ou reeltjie en daad en die wêreld is geregeer deur argaïse, harde reëls wat nie plek gehad het vir liefde nie. En toe was daar later jare die vroeë kerkvaders wat almal probeer vertel het, hulle lewe in 'n verhouding met Jesus, maar hulle het maar nog steeds vasgehou aan hulle reëls en hulle riglyne. En nou is die uitdaging vir ons, wat is die waarheid? As ek vandag hier in hierdie kerkgebou sit. Jy moet jouself kan afvra, wat laat jou ongemaklik voel om te beweeg as gevolg van dit? En wat laat jou ongemaklik voel dat jy twyfel wat jy nou gehoor het? Daar's deesdae hierdie, ek weet nie wie van julle so op YouTube partykeer kyk hier, daar's hierdie shorts, videoetjies en elke tweede ou neem nou 'n videoetjie op en hy's nou hierdie prediker wat vir 2 minute vir jou vertel hoe die wêreld gaan verander. Ek het 'n paar keer al van dit gaan neerskryf en van haar ouens halfverse aan wat daar's nie 'n manier wat dit in my Bybel staan nie. Ek weet nie waar hy dit in sy Bybel kry nie. En as jy daai vers oor en oor gaan lees, dan die storie wat hy vir jou vertel van die goue Mercedes wat hy buite ry en hierdie stukkie in die skrif is 2 verskillende goed. So dis vir ons baie belangrik om aan die waarheid vas te hou van die woord en altyd terug te keer na die woord toe. Dit is vir ons maklik om mense daar buite te oordeel. Maar as hulle na my kyk, sien hulle iemand wat uit die waarheid uitleef of iemand wat uit sy eie krag uitleef. Vers 20, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. So in hierdie gedeelte het ons nou klaar die laaste avondmaal gehad en Judas is al reeds daar weg en daar's die klomp mense is daar rondom mekaar, die apostels, die disippels wat saam met Jesus was. So sy gebed onmiddellik daar sê hy, ek bid nie net vir hulle nie, ek bid nie net vir die wat hier rondom sit nie. Jesus sê hy bid vir die wat deur hulle woorde sal glo. Nou ons is bevoorreg deur die jare om honderde mense te gehad het, wat die boodskap oorgedra het, wat dit uitgedra het, dat my oupa se ouma se tannie kon glo, dat dit kan afkom na my toe, hier waar ons nou sit. Sê Jesus, dat daai woord wat oorgelewer is, deur soveel mense, dat die volgende geslag kan glo, dat die volgende geslag kan glo. En hier bid eintlik God, vir elkeen van ons wat hier sit en hy sê, ek bid nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat hulle woorde glo. Vir my is dit 'n groot voorreg om te mag sê, ek het in 'n huis groot geword, waar my ouers ook vir my die liefde van die Here geleer het. Dit is my en jou plig om dit oor te dra, nie net aan die kinders nie, in die wêreld waar ons lewe elke dag. Want Jesus bid vir ieder en elkeen van ons wat die woorde hoor. Hy sê nie wat die woorde doen of die woorde oordra nie, wat die woorde hoor. Dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader in my is en ek in U. Nou ek het vroeër gepraat oor verskillende maniere wat mense in die wêreld ingaan en vertel hoe hulle goed verstaan en ja, ons almal se persoonlikhede verskil. Ons gaan nie almal
elke dag saamstem met mekaar nie. So daar gaan 'n klomp kerke wees. Daar gaan mense wees wat op 'n ander manier wil aanbid en vashou aan ander goed. Maar dit is belangrik dat ons elkeen vir onsself afvra. Sit ek hier met die regte rede? Sit ek hier oor dat ek vashou aan God se woord en dit wat dit vir my beteken, sodat ek dit in die gemeenskap waar ek is, kan uitleef? Kan ek na 'n kerkgebou toe kom? Kan ek saam met mense sit in 'n gemeenskap en dit gaan uitleef? Net soos ons een is. Jesus vertel daar, hy sê, God, soos ek en u een is. Ek is in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Dit is baie belangrik dat ons weet dat ons nie alleen in hierdie wêreld uitgaan nie. Jesus is die koning van alle tye en hy heers aan die regterhand van God. Hy sê self daar dat hy en die Vader een is. Daar's 'n geweldige krag vir dit in dit waaruit ons krag kan gaan kry. En dit is daai God, dis Jesus, die drie enige God wat vir ons die krag gee en ons in hierdie wêreld instuur. Maar hy vra nie dat jy dit alleen doen nie. Hy vra nie dat jy sê jy gaan dit net op jou eie krag kry nie. Ek wil nou die gedeelte van Moeder Teresa wat ek vroeër mee begin het aangaan, wat sê gebed of vrug van stilte is gebed. In vandag se wêreld is alles gejaag en daar's deadlines en goed moet op spesifieke tye gebeur. Maar dit is maklik om vir onsself te sê daar's nie tyd nie. Daar's tyd vir baie ander goed. Maar wanneer laas was jy net stil? So stil dat jy jou eie gedagtes kon stil maak. Dis in daai stilte waar stilte kan net gevul word met 'n gesprek met Skep. En ja, as jy op daai punt kom dat jy 'n opregte, ware gesprek met jou Skepper het, wat voortvloei daaruit is geloof. Hierdie wonderlike hemelse Vader met wie jy enige oomblik kan praat, met wie jy nou stil geword het en saam met wie jy nou gebid het. Wat voortkom daaruit is geloof. En as jy die geloof leef, is daar geen manier wat jy dit nie gaan uitleef in liefde nie. As jy gebid het en jy het geloof, is die volgende trap liefde. Ek dink nie jy kan van daai bron af met haat en afguns leef nie. En as jy almal rondom jou liefhet, al is dit hoe moeilik, is dit diens. Diens wat nie na my toe terugkom nie, maar diens wat terugkeer na die Vader. Hy wat ons gestuur het in hierdie wêreld in en gaan sê, gaan leef my liefde. Gaan dien ander. As jy gaan staan en vir iemand anders die hele tyd gaan sê wat om te doen, sonder om te help, sonder om hom van hulp en van diens te wees, sal daar nie vrede wees nie. Maar hier staan dit duidelik, die resultaat, die vrug van diens, is vrede. Ek lees hom weer een keer mooi saam. Die vrug van stilte is gebed, die vrug van gebed is geloof, die vrug van geloof is liefde, en die vrug van liefde is diens, en die vrug van diens is vrede. Ek het hierdie
gebedslys van die week, ek weet nie wie van julle hom gesien het nie, het ek vir ons mooi groot daarop gesit. Dis mense met gesondheidsprobleme. En ek wil vanoggend nou ieder en elkeen van daai persone se naam in hierdie kerk noem. Maar ek wil nie alleen bid nie. Ek wil graag hê dat 3 persone uit die gemeente vandag vir ons sal saam bid. Ek gaan nou geleentheid gee vir gebed en dan jy kan sommer net daar waar jy sit, kan jy vir ons bid of jy kan opstaan en 'n gebed doen. Maar ek glo in die krag van gebed en daai wat ons mekaar se naam kan noem is baie belangrik. Dat ons daai mense voor die Here kan bring. Nou, ek het nie die week, ek voel baie sleg, ek het nie die week met Philip gepraat nie, maar ek kan vir julle sê, ek het gister van Lindy Gersbach 'n boodskap gekry oor Louis Gersbach. Hy was vir 3 dae lank touch and go. Hy het laterand op dialyse gegaan. En hy tussen donderdagnag en vrydagoggend het hy vir die eerste keer in 3 dae het hy gepraat. En hy het Vrydag aand soveel beter op behandeling gereageer, dat sy Saterdagoggend vir my 'n boodskap stuur om vir julle te sê vir elkeen wat die kleinste stukkie van gebed opgesê het, baie dankie. Hulle 3 kinders van oor die wêreld is hier, en hulle wil vir ons sê dankie vir elke gebed, elke stukkie omgee. Hulle het elke oproep waardeer, en hy is nog steeds in die hospitaal. Maar die krag van gebed het hulle hierdie week gedra. Oom Marcus herstel van sy rugoperasie. Oom Steve daar onder in die Kaap leer nog loop en van vooraf en hy sukkel nog. En die hoor dit alles is sy broer ook nog laasweek oorlede. Kom ons dink aan hulle. Annetjie Heers gesondheid, Wanda met 'n skouoperasie, Adrie se gesondheid, Christo en sy skouer, so bly om jou te sien ook, Isel wat sukkel met gesondheid, Gisela wat ook sukkel, Rina, dink aan jou en jou suster. Pieter, ek is ook baie bly om jou hier te sien vanoggend. David, ons kantoorwerker, tuin opsigter, hy sukkel regwaar met sy gesondheid, en dit het baie agteruit van die laaste. En Neville het nou weer aan, en die se paard is so lekker in het geval. Maar ons is ook bly om jou te sien. So ek gaan nou vra dat ons oë sluit en asseblief, as jy voel, jy is vanoggend reg daarvoor, noem van die naam, bid saam, asseblief. Kom ons kyk oor. Here, baie dankie dat ons mekaar kan bid. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons gegee het sodat ons U woord kan lees, sodat ons kan troos, sodat ons die fisiese drukkie kan gee, sodat ons met mekaar kan bid. Ek dink aan Philip en Karlentjie, dis baie moeilik vir Philip en sy sussie. Ja, wees met hulle, troos hulle, gee hulle vrede en gee hulle krag. En Wanda met haar operasie, elke dag is vir haar moeilik, en haar werk, sy kan die werk nie, so wil die vir haar net versterk en haar krag gee en moed gee, dat dit ook sal verby gaan. Dankie dat Lindy kan getuig van die liefde en die omgee en die troos in hierdie week. Gaan met Louis, en as dit U wil is, dat hy gesond word. En Gisela, sy sukkel ook al baie jare met gesondheid. Wil jy asseblief net haar aanraak en haar versterk? Vir haar en vir Tannie Esther, wat die tweeetjies wat altyd moedig veg met teen hulle gesondheid en
al julle aanraak en dinge net ook versterk. Here, dankie vir u liefde en u genade. Ons bid dit alles nie wat ons ooit kan verdien, maar dat u ons eerste lief gehad in Jesus se naam. Here God, baie dankie vir die oomblik van stilte. Dat ons elkeen met u kan praat. 'n intieme oomblik. Oomblik om ons medegelowiges, ons medereisigers aan u op te dra. Ek dink aan ons Steve Ritchie wat sukkel met sy gesondheid. En aan Nebel wat hier by ons is, wat herstel vir hom. Here, ek sê vir u dankie vir die herstel wat u oor Pieter gebring het. Mag hy so versterker word. Dankie vir sy getuienis wat hy altyd hier by ons uitgee. Dankie dat Christus vanoggend hier by ons kan wees. Dankie dat hy sterker is. Raak hom aan en mag hy volkome herstel word. Dink aan David, wat al soveel jare hier saamwerk op die terrein. Here, vou hom in die arms toe en mag hy sterk word. Mag hy weer krag hê om sy dagtaak na die beste van sy vermoë te verrig. Here, dra vir Isel en Adrian nie op en vra dat u saam met hulle sal weet die uitdagings wat hulle beleef. U weet wat in elkeen van hulle se hart gaan. Ek wil sommer ook vandag vir u sê baie dankie dat om alhoewel hulle weer hier by ons is vanoggend, waar hulle ook gesukkel het en ons is so bly om hulle hier saam by ons te kan sien. Here, ons as gemeente is in 'n tyd dat ons wag vir 'n antwoord van 'n leraar wat ons geroep het. Here, mag u hom lei, vir hom en sy vrou lei, dat ons 'n antwoord kan kry van hulle af. Mag u in hulle harte werk. Here God, dankie vir iedereen en elkeen wat vanoggend hier sit. Dankie dat ons saam u naam kan groot maak, kan lees uit u woord en saam kan bid. Mense op hulle name kan roep en hulle voor u voete neerlê en vra vir genesing en wetenskap. Vader God, ons bid dit alles, nie ons is enigstens verdien, maar enkel alleen in die genade. Amen. En 'n geleentheid vir die opneem van die woord.
is hy nou weg. Is die enige besoekers vanoggend by ons? Enigiemand wat bietjie kom kuier het? Aha. Ons gaan seker maak, ons kyk vir julle as julle kom koffie drink saam met ons. Moet jy vir arme ou Lilo die hele tyd opgepas. Baie welkom hier by ons. Dameskring Dinsdagoggend 10:00, die manne Woensdagoggend 7:00 lou hulle, en dan diens van barmhartigheid. Hoe sê Neville, hulle is nou bietjie baie meer, hulle kom oralste uit, kom soek die heerlike warm winter van Zululand, en manne om die woord Donderdagoggend. Wyse Grys is hierdie week Donderdagoggend 9:30. Jou maandelikse dankoffer. Dink bietjie weer daaroor as jy na jou finansies kyk, en maak seker al jou inligting is by ons kerkkantoor op datum. Ek ryk pannekoek hier buite, so daar is weer pannekoek te koop. Vir almal van julle, baie dankie vir almal wat help. Maar nou wil ek eers vir Andrei Makel, jy kyk verniet weg. En Pieter Goosen, ja, julle is in die moeilikheid. Asseblief julle, die twee manne, Pieter is nou op hier vandag nie, maar hulle durf volgende week, Dion, hy worry mos nie, hy is gemaklik. Hulle durf volgende week die pad van Pietermaritzburg af Durban toe aan. So ek gaan vra, Giepie, sal jy die deurkollekte vir petrolgeld daar by die... Ons dink aan julle, tree vir tree, is daarom nie volle 90 hierdie jaar nie? Volgens jou horlosie, ja. Maar geniet dit, in sterkte, ons gaan julle mis volgende week. Geniet dit, ons dink aan julle. Kom ons staan almal, dan sluit ons af. Sterfjaar van koning Josia, het ek my Heer sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Serafs het bo hom gereed gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek. Met 2 het hy sy voete bedek en met 2 kon hy vlieg. Hulle het na mekaar geroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drempel het gebewe en 'n geluid van die een wat roep, die tempel het vol rook geword.
Ek het gesê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning, die Here, heerser oor alle magte gesien. Een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak. Jou sondeskuld het gewyk. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Toe hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Mag ons as gestuurdes leef in hierdie wêreld. Mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal sy en bly in hierdie week.